Dames en here, welkom terug by Bevange episode 20. No ways. Die groot 2-0. No ways. 2 dekades. 2 dekades van Ek dink is- episodes. Nee. Dit werk definitief nie so nie. Nee, glad nie. Ja, dit Jy is, het 'n ander intro gehad wat jy wou. ek het 'n ander intro gehad, Dit sou baie meer hartseer wees. ja, ons wou 'n bietjie ons Getreur het. akteurs vermoë, ons acting method gebruik het om te No. hartseer te wees. Sad. Die jaar is tot 'n einde. Ja, en ons is hartseer daaroor want dis die laaste Bevange episode Van 'n jaar. van die jaar, net van die jaar. Ja, julle is nou bederf met 3 weke van Bevange in 'n ry. Ja, as die editing en die posting gaan- en alles nee. goed gegaan het, is hierdie derde episode in 3 weke. Yes. Ons ry hulle bietjie in voor die afseisoen, voor 'n bietjie vakansie. Ek weet nie wat dit vir ons views gaan doen nie, maar Ons kyk maar. So gepraat van anders sien julle hier in Januarie. Nee, ons kan nie 'n einde van die jaar episode hê en dit in Januarie launch nie. Dit werk nie. Ek dink. Maar so gepraat van einde van die jaar en vakansie, Ruben, enige vakansieplanne? Ag, jy weet, ek blom by die huis maar en dan gaan ons Wildsplaas toe. Wildsplaas. Ja. Julle kyk hierdie nou terwyl ons daar is. Ek is besig om saam met bokkies te wy en te swem en op game drives te gaan. So dink aan my. Bietjie besig om soos Rieke Snell se bokkies te jag. Dit doen ek elke dag. Hey, Groot- en jy Johan, wat doen jy? Groot wildjagter hierso. Ja, kyk wild rond. Kyk wel rond. Ja nee, ek op die tydstip wat ons opneem, is ek 2 dae weg van bietjie afsee toe ry saam met vrou lief en die skoonfamilie. So Wat se see? Wat se see? Die Durbansee of die lekker see? nee, ons gaan die Durbansee of die lekker see. Ja. Nee, ons is op pad Mosselbaai se rigting. Die lekker see. Gouritsmond. Ja, die lekker see. Wat se mond? Gouritsmond is die dorpie se naam. Is 'n baie klein dorpie aan die kus. So 'n halfuur weg van Mosselbaai. So ja, nee, in die tyd wanneer julle hierdie kyk, is ek op die strand besig om aan my tan te werk of om te brand want soos julle kan sien ek tan nie. Wel, Bietjie touch rugby op die strand, wow. bietjie swem in die see, 'n boek of 2 te lees, jy weet. Educated man hier. Sommer begin met die goeie habits vir die nuwe jaar, jy weet, my dieet uitsorteer, my oefenprogramme reg. Ek dink jy's okay, Johan. Ja, nee, ek gaan lê sleg wees, slaap tot 10:00, 11:00. Wel, Dis al soos 'n running joke in die familie. Ons spot daar en sê as ons nou Desember op vakansie is, ja, wie gaan almal in die oggende oefen en soos my klein swaartjie wil 6 in die oggende gaan tennis speel en ons het nou gestraat, die joke ons oor en ek sê te hulle, ag, eers 6:00, ouens, kry julle daar 5:00. 4:00, bro. Nee, toe lag hulle vir my sê hulle, Toe wat? ja, ons weet, ons verwag jou 10:00 uit die kamer uit as dit 'n goeie oggend is. So Ja. Johan, jy moet geniet. Piepie in die see vir my asseblief. ek sal almal doen dit. So Almal doen dit. ek sal blaas 'n swintjie vir die Daar's 2 springbokkies. tipes mense in hierdie lewe, né? En dis mense wat in die see piepie en leenaars. Ja. Ek is Almal piepie in die see. ek is geneig om saam te stem. Ja. Julle ooit gewonder hoekom see so sout is? Basic wat science. Ek het amper gesê math. Chemie. Ek het amper gesê basic math. Quick maths. Dit sou definitief nie gewerk het nie. Ja. Maar Maar hey, 'n hele jaar van Bevange. 'n hele jaar van Bevange en Ek dink ons het net 5 episodes gemis. net 5 episodes Omtrent, ja. gemis. Wat Ja, sien, so maybe like 55 weeks about gaan. 55 weeks. Ja, 5 wat ons 5 tot 6. ons het so Maybe nou, 7. ons het so nou en dan die 2 weke deadline gemis. Oeps. So nou en dan. So nou en dan. Lewe Ja. het gebeur. Dit was 'n week. Dit was 'n week. Dit was 'n Yes. week. En dit was 'n jaar. Dit was 'n jaar. Vandag kan ons sê dit was 'n jaar. En ek dink hierdie is die hele episode. Ons kan net bietjie terugkyk na 2024 as 'n jaar. retrospective. Ja, bietjie soul searching doen soos hulle sê. Bietjie in ons diepstes gaan opmeet hoe was Ja. die jaar. Wow. Ruben 2024. What a year. Som dit bietjie vir ons op. Crazy. Crazy besig, crazy mal. Dieselfde ding. Mal crazy. Mal crazy besig. Insane. Mal crazy besig. Dis Is dit wat jy Dis- wat jy te sê het? Ja.
enige hoogtepunte, laagtepunte? Kom vertel ons bietjie. Wat Jessie. wat het jy hierdie Okay, jaar aangevang? okay, ek sal. Wat het ek hierdie jaar aangevang? Ek het my finale jaar van studies klaar gemaak. So. Dit was hel. En ek het gewerk paar dae. Nee, nie paar dae. Ek het fulltime gewerk. Derde jaar klaar gemaak. Podcast, kerkband in my baie blommende sosiale lewe gehou. Dit was my jaar gewees. En onthou bokkies jag. Soos ek gesê, jag elke dag. Drop 'n kombinasie single is. Like and subscribe. Maar drop 'n comment as jy nie single is nie. Sê vir ons wat jy geniet het van hierdie podcast hierdie jaar. En dan sal ons hulle volgende jaar seker lees. Probably. Na vandag sou ek op verlof bel. Ja. Ek is iemand ek moet dit nog Jy het nog edit. Ja, en jy Johan, vertel ons van jou. Ja, 2024. Ja. Ek wil nie ook mal sê nie. Ek dink ons goeie jaar. Ek dink as mens moet terugkyk, ek dink 2024 was werklik 'n goeie jaar overall. Dalk met so laaste 2-3 maande van onstuimighede. Ja, maar dis maar almal se ervaring. Ja. Almal is maar so, even myne. Dis soos hierdie laaste 2 maande was nog rough. Ja, hierso van Oktober af en dinge praat oor Oktober nie. bietjie dinge stuimig geraak. Bietjie rough. Nee, ek dink ons het 'n ongelooflike geseënde jaar gehad. Met die studentegroep wat ons hierdie jaar bedien het. Regtig eisters geweest. About 90% van hulle is bevange kykers. Is ons dis vir al ons viewers. Dis vir al ons subscribers vandaan as jy. Bless julle. Dag live 24, dankie. Nee, so ek dink dit was regtig op 'n werksfront, dit was 'n goeie jaar wat studente aan betref. Bietjie moeilikie aan die einde geraak. Soos wat sê die laaste deel van die jaar was not te lekker. Ek het in laasweek. Nee, laasweek het ek hierdie al vir jou gesê, maar hierdie week het die finale uitslag gekom. Yes. Dames en here, ek kan uiteindelik sê dat ek nie meer 'n leenaar is nie. Ek het my laaste punte gekry en Nisa het hulle staf uitgesort. Ek is ook nou klaar geswaat. Net 5 jaar gehad. Maar ek's daar. I made it. So we did it. Hierdie is nou 'n educated podcast. Hier's 2 grade om hierdie tafel. Begrade manne. En nog dan die grade agter die skerms wat seker maak hierdie gebeur. Wow. By Amok Studios. By Amok. Die rede hoekom ons nie meer is in daai kerkkamer nie. Ons kan nie oor 2024 praat en nie die kerkkamer die mense nie. Hoe ons begin nie. Maar ons sal nou terugkom. Ek sien ons het 'n plant, né? Plante. Die plante het teruggekom. Ja. Nice. Yes. Wow, hou dit vir die laaste episode van die jaar want ons bietjie land toe hier het. Nee, so 2024. Ja, voltyds gewerk. Dit was 'n jaar. Tweede werk gehad. Beswaat. Vrou gehad. Hoe het nog steeds? Ek het daar nog steeds. Baie gelukkig. Vandag getrek. Dis kom ek blyk soos ek lyk. Ek het beplan om 'n wardrobe change te doen. En toe werk dit nie uit nie. In die midde van die gals en die trek toe los ek my sak in by die huis. Ja. What a guy. So ek het beplan om. So ek is nie die mees deurmekaar te hou op hierdie podcast nie. Officially, ek het my klere onthou. Ek is aangetrek. Ja, hy het jou klere onthou. En mooi gemaak voor die tyd. So nee, ons trek nog daar voor ons op vakansie gaan en nee, so dit was 'n jaar. Goeie jaar. 'n Goeie jaar. Ek dink dis een van daai rare oomblikke wat jy vir jouself moet besluit hoe jy goed in jou lewe definieer. En ons gaan kies om 2024 te definieer as 'n goeie jaar. Glas half vol tipe. Daai is meer as vol. Yeah, exactly. Yes, 2024 is definitief bietjie meer voller as leer. So goeie jaar en ek dink om dit half te kan illustreer is hoe die podcast journey eintlik maar was. Dit het begin. Toe raak dit beter. Toe het dit nie begin nie. Ja. En toe begin dit. Toe raak dit beter. Toe raak dit skaars. En nou eindig ons sterk. Dis en dan die trend van hoe hierdie jaar geloop het. Ja. In die lewe en op die show. Dis 'n bietjie gestruikel, gepil. Maar ons is hier. Wanneer laas het jy van ons eerste episode gesien?
Yes, ek kyk hulle nie. As ek nou dood eerlik moet wees, as ek die kwaliteit sien van hierdie episodes en daai quite different. So interessant. Ek vermy hulle. Vermy hulle. As ek so op ons channels kraan en ek kom so by die vorige stap en dan soos nee. So net vir interessant. As jy gaan kyk na die eerste episode, ek weet nie of jy kan onthou waar ons iemand gepraat het. Nee. Maar ons het nog gepraat hoe een van ons doele vir die jaar is net die podcast aan te hou. Ja. Net nie te stop iewers deur die jaar nie en ons het dit reg gekry. So standing out, dankie. Ons het dit reg gekry. Ander mylpaal wat ons wou hê, ons wou gaan moes anders te lyk. Ja. En dit lyk baie. Dit lyk baie beter. Klanke is beter, setups beter, ligte. Ons is reg bederf. Ons is so bederf. En ek dink ons 'n lekker jaar om ook bietjie te ontdek wat bevange word en om te praat. Ja, hoe om te praat. Ons radio stemme te gebruik. Ja. Ek dink ons is definitief meer gemaklik al. Een ding wat ek wel geleer het is ons kykers geniet gaste. Ja. Die view sê so. Die view sê so. As hulle sien is net ek nie. So volgende jaar ons maak nou beloftes Brennan Piper. Julius Malema. Siya Kulisi. Ja, maar net so bet. Yes. Cheslin Colby. Wow. Is dit trek ons die lyn by Cheslin Colby. Trek lyn dan. Maar Juju is. Maar ons gaan celebs hê. Ons gaan merch hê. Ja, ek gaan nie al hierdie beloftes. Nee, wow. Ja, dan gaan ons. Wow. Ons gaan definitief aanhou. Ons gaan aanhou en ons gaan harder probeer. Ja. Om consistency te hou. Want hierdie jaar was 'n groot leerskool. For sure. Om 3 mense se kalenders op te link om te kan skiet en die edit reg te kry, die finale produk betyds uit te kry en harde werk hou. Dis chaos. Hoe meer mense betrokke is, hoe meer kompleks raak dit. En natuurlik het almal hulle eie persoonlike lewe, dan's die een siek, present. Dan's die een besig om te swat. Also, dan's een in die hospitaal. Ja. So I mean, om so 'n projek aan te pak is tog al uitdagend en dan moet jy gaste opspoor. Ek dink full disclosure. Ons het nie te lank laas 'n gas op die show gehad. Vorige episode. Dit anoniem wou hou. Nee, maar baie van ons gaste stuur vir my boodskappe so die dag voor ons shoot en so en slaat so ligte paniek. Ja, maar wat moet hulle voorberei? Wat moet hulle sê? En hulle dra. Sê hulle nee, dit maak regtig nie saak jy pitch net en wees jouself. Asseblief pitch net. Ja, daar het op. Maar dan sê hulle nee, maar dit van hulle perspektief af lyk dit so professioneel en lyk so goed beplan en alles. En dan kom hulle hier en ons doen waaroor praat ons. Ja, ons doen ons ding, ons chatball en ons skiet uit die heup uit en dan is hulle so verbaas. Ja. So nee, dit is regtig ons probeer 'n episode bietjie beplan, maar dit hou ek kry die notas. Ja, Ruben ontvang die notas. Ja. Dan het hy so Anton voor te berei. Dan kan ek my adlibs voorberei. Ja. Dis ook iets wat verbeter het hierdie jaar. Ruben het minder begin adlib. Hy het die hele episode sonder my geran. Ja. Ek bedoel wat sê? So nee, ek dink dis wat ons van die begin af sê het. Hierdie podcast gaan 'n groeiende proses wees, 'n bietjie 'n leerskool wees. Nou, ons het gesukkel om die podcast te definieer in Januarie. Ja. Hoe sal jy dit nou definieer? Just guys being dudes. Guys being dudes. Ja, hier is wel, ons het hom so bietjie definieer as die algemene Afrikaanse kletsprogram. En ek dink is dit nog steeds. Ja. Nie dat die Engels ons toltoon maar swaar kry nie, maar nee, ek stem saam. Ek dink ons is nog kind of daar, maar ons net dit refine. Ek dink wat lekker is, ons het 'n fokus begin kry om mense se stories te vertel. Yes. Of net ons kry gaste in met wie ons oor 'n baie spesifieke ding wil praat, maar dan later praat jy ook maar net oor wie die persoon is van waar hulle kom en ek dink dit is wat lekker geraak het. Dis net ons is net real. Dis kom sit hier, wees wie jy is.
kom vloek as jy moet, kom praat oor die Here as jy wil, kom wees net en vertel ons 'n bietjie van jouself. Ja, en ons het 'n paar baie cool gaste hierdie jaar gehad wat regtig impakvol goed kom deel het. Ek bedoel ons kan praat oor Jacques wat hier was, Reino, Kobus wat 'n bietjie meer oor dieper goed kom praat het. Elita wat al lewensgeskiedenis kom deel het. Dit was regtig awesome goed en dan het ons weer baie relevant goed gepraat. Soos Johan wat hier was oor die bodybuilding in die gym ding en Davey wat hier was met die rugby want dit is heidaglik nogal 'n big thing. En dan nog die OG gaste toe ons ook in die Regard Sous in die kerk basement was nie 'n basement het net so gevoel. Maar Regard en Sous Sous se episode het ons eintlik baie gehelp om hierdie setup met die tafel kind of te kies op die einde want dit werk, dit het daar baie goed gewerk. Maar ons gaan setup verander weer. Natuurlik, ons moet weer verander. Seisoen 2 van Bevange? Ja. Begin einde Januarie. Ek sê einde Januarie, want dit is 'n goeie. Dit begin einde Januarie, hè? Dis 'n goeie tydlyn. Dit is 'n goeie tyd. Want ek is hier van die 5de Januarie weer terug, so gee my genoeg tyd om weer aan boord te kom. Ek weet nie wanneer kom jy terug hier. En ek weet ook nie wanneer maak Amok weer oop nie. Ons sal dit tog uitfigure. So einde Januarie, veilig almal tevrede. Yes, seisoen 2. Seisoen 2. Ruben, wat ding was vir jou nogal 'n hoogtepunt van die Bevange show? Hoogtepunt. Ek dink toe ons eerste gas kry. Wie was ons eerste gas? Kan jy onthou? By hierdie studio of by net oor die algemeen, want ons was nog like selfe podcast ons, soos wat van 'n gas. Die heel eerste gas. Was dit Sous of was dit Rage? Ek dink dit was Regard. Want ons het nogal 'n weird skit gedoen met hom voor die tyd. Dit was nogal so. Ons moet skits terugbring. Ons sal. Maar hy was nogal so, ek dink dit was wel iets cools. Ek weet ek kan nie onthou wie die gas was nie, maar ek weet dit was 'n baie lekker ding om 'n gas te hê. Ek sê redelik seker dit was Regard want hy het tog met ons praat oor die kerk. Confirmation. Das hy. Was Regard ou. Ja. Ons moet daai uit. En ek dink maar net ook om almal se stories te hoor. Ek is ook 'n storieverteller being 'n filmmaker en so. En dit is iets vir my, dis iets wat ek doen. Dit is vir my baie lekker om te doen. So en jy is baie goed daaraan. Stop dit. Ja, en jy? Vir my, ek dink dit was lekker dat ons nie kyk ons gesels lekker, ons chat lekker bol, ons is net, maar dit was vir my lekker oor hoe impakvol en ernstig. Ja. Ernstig is nie regte woord nie, maar ja, ek dink meaningful is 'n beter beskrywing van hoe meaningful baie van ons gesprekke was. Ja. So lekker soos wat ons kyk, ek praat byvoorbeeld spesifiek aan Reino se episode, hoe na die tyd Danny hier vir ons gesê het, ja, dit was flipping cool. Ja. Dus jy kan hoor hierdie ou ken sy storie en dit was 'n baie die high culture en paradigms en worldviews, dit was 'n baie niche gesprek. Ja. Maar hoe baie soos iemand wat hier gesit en geluister het dit geniet het, want dit help hom nie net waar gaan ons vandag praat nie, bietjie daai ritme te kry, bietjie struktuur te kry, soos die F1 chats en die sport chats en die jokes is baie lekker, maar my hoogtepunt is definitief elke keer as iemand net bietjie real was. Ja. Ek dink met een van die dit was Elita se episode, het ek 'n boodskap gekry van iemand nogal, wat was soos, jessie hoorie. Dat was baie 'n cool episode, dit het my so aangeraak. Dit was iets wat persoonlik nogal cool was vir my ook. Ja. Om te hoor ons reach mense. Ja. En ons het 'n paar sulke boodskappe die jaar gekry. Ons het vroeër jaar, ek dink is hoekom na Regard in die kerk episode wat iemand vir ons gesê het, hulle is heidaglik 'n kerkleier en hulle sukkel regtig om te connect met die tieners, maar hierdie episode het baie gehelp. So ons het dalk net 100 subscribers, maar ek dink die ouens wat kyk kry iets reg daar uit. 100 subscribers is baie. Imagine 'n kamer vol 100 mense. Kamer vol 100 mense. Jy kan nie 100 mense in hierdie kamer pas. Nee. Ja. Ek dink ons kan 'n goeie 50 hier kry. Probably. As jy lekker sardientjies sê my geel hoop af voor eendag. Ja. Dit's vol mense. Groot studie. Nee, maar ek dink die groei, ek dink dis 'n ander hoogtepunt vir my is die groei van 0 na 100. Ja. En ek weet dit is net 100 en dit klink nie baie in die grand scheme van YouTube wat ook al nie. Jy weet jy kry jou 100,000 biljoen subscriber mense. Maar ons hoef niks te gedoen het nie. Ons kon net ons wees. Ons hoef nie
op social media trends te geklim het nie, ons hoef nie getiktok het nie, ek hoef nie, moes nie 'n title joke van myself gemaak Ja, maar het. ook moet ons, Johan, ook was ons 1000 wil hê. Wil julle hê ons moet trends begin volg? Drop 'n comment. Wow. Ehm Jy skuld my. Hierdie kooks. Ja. So ek dink dit is ook lekker dat ons het van die begin af gesê ons wil maar net wees en ons is net en mense geniet ons. En al is dit net 100 mense, yes. Cool. Ek het nou die dag, ek was in die Kaap toe ontmoet ek iemand, loop ek iemand raak. Dis hulle soos, is jy die ou van Bevange? Dis ek soos wat? Dit is cool. Dit was cool. Ek wag nog in Spanning vir dit. Volgende jaar. Maar ek het 'n random persoon. Weet jy die ouens van die rugby klub geniet die podcast. Okay. Knights, julle is legendes. Ek sien net vir die nuwe seisoen. Maar ek sal 'n bietjie jump. Ja, so dan kry ek van die ouens op P-Ware kom eendag na my toe sê vir my, ek sien jy is op YouTube. Die Afrikaans bietjie gebroke. Ek sê vir hom, wat sê jy? Nee, jy praat op YouTube. Toe snap ek. Ek ja, bro. Gaan subscribe bietjie. Ons gaan kyk of hy subscribe is. Ons kan almal van julle sien. Nee, ons kan nie. Ja, en ek dink die ander ding is die ouens wat die podcast kyk, geniet dit genuine. Ek hoop so. Nee, maar die terugvoer wat ek baie keer kyk, baie van ons studente was nou ons kykers en soos hulle geniet dit regtig. So die tipe entertainment wat ons bied is nerm vir iemand naby te lekker. Ja. En iemand naby 100 mense. Ten minste 100 mense. En as jy net meer jou ma wat vir ons kykie. Exactly, in my pony. Ja, as bietjie meer mense wat al kyk. So wat is die grootste les in die podcast omgewing wat jy geleer het hierdie jaar? Grootste les. Sien. Nee, gaan jy eers hou. Kon jy 'n bietjie dink vir. Ek moet 'n bietjie dink. Jy is 'n ekstrovert. Ek is nie 'n ekstrovert nie. Nie net op my uitspreekie. Ja. Ek dink vir my was hoe klein goed dit baie beter kon. Ja. Kyk, die studio was 'n massive upgrade, moet my nie verkeerd kry nie. Maar ewen vandat ons in die studio is, ons kan duidelik sien wat die episodes doen beter as ander. En dit is nie net omdat ons gaste het nie, maar dis omdat ons eintlik net daai bietjie beplanning doen oor waaroor ons wil praat. En baie keer dan gaan ons in alle rigtings, maar net omdat jy 'n klein bietjie 'n riglyn het, help regtig baie. Ja. So die klein effort in te sit. En consistency speel ook 'n massive rol, which ons nie goed is nie. Nie weer voorneem ons sal probeer beter wees. Ja, probeer. Probeer. Dis die beste geweer. Hoofletter P R O B E R. Probeer in all caps. Ja, ek het dit reg gespel. Ek groot gevang mense, slim ou hierdie. So nee, ek dink net daai klein bietjie. En hoe ver selfvertroue gaan. Ja. Onthou jy hoe lank het dit ons gevat om te begin praat? Jy steel nou my kan net gesê. Okay, gaan. Nee, ek weet nie, ek kon ja. Men in Black like. Jy sien die selfvertroue ding het nogals nee, ek onthou net die begin hoe onseker ons was oor net alles. Like jy het nie daai episodes gesien nie, maar die eerste een in my kombuis. Ja, dat was nie great nie. Nee, was nie. Want ons was baie onseker, soos die content, ons het die content teruggekyk en was soos. Maar ek dink soos wat dit aangegaan het ons maar 'n bietjie meer seker geraak op myself. En ewen ek het minder begin adlib. Definitief. Kyk hoe praat ek nou. Ja. Dan kry ek nie eens meer my woord nie. Nee, ek dink ook daai ons het eendag ek dink is nog in die eerste 1 of 2 episodes praat ons ook oor eintlik maar die vrese of die goetjies wat jy gekeer het om aan die gang te kom en so. Ja. En daai mense se opinie, daai tipe van ding. Nou maar ek. Nee, nou sê ek vir mense, "Hey, wil jy my podcast sien?" Ja, die chickadee. En dan wys jy maar net, soos ons sê, kom oor jouself en doen dit. Begin dit. Full circle. Ja, full circle. Vandag kan ons met volle harte getuig dat ons het oor onsself gekom en dit gedoen. Ons is we did it. Dit werk. Kom oor jouself en doen dit. Dit werk. Ja. Dus om net te begin. En dis hoekom ons ook gesê het, iets is New Year's resolutions is 'n probleem, want
jy kom nie op daai punt om te begin nie. Stel 'n bietjie uit. Ons sal die 1 Januarie begin. Ja, ons begin maar is nie begin volgende week man. Ja, ons begin maandag. Nee, maar ek's eintlik 'n bietjie op vakansie. So volgende week en dan ja, Januarie is net te rof, ons sal in Februarie begin. Februarie. Dis dit gaan. Dan kom Februarie is Valentynsdag obviously kan ek kan nie. Ja, ek gaan nie nou streng met myself raak nie. Wat as ek myself beseer voor Valentynsdag? Ja. Hoekom 'n besering 'n probleem sou wees op Valentynsdag weet ek nie, maar anyway. En dan was dit tevore ek nie gedink daar nie. En dan spoel dit maar weer so af en dan voor jy weer sien dan en jy nooit gedoen nie. Want jy nooit 'n podcast begin nie. Maar nietemin het ons in ons eerste episode tog gesê wat ons nuwejaars resolusies is. Ek kan jou nou baie goed onthou. Wat was myne? Jy wil net mooi prentjies maak. En ek het baie mooi prentjies gemaak. Vertel ons 'n bietjie van jou mooiste prentjies. Van my mooiste prentjies. Ek het films gemaak, julle. Ek het podcasts geëdit dat dit by my ore uitloop. Nie net bevange nie. Nie bevange nie, maar ja, nee, ek het films gemaak, musiekvideo's. Het ek musiekvideo's? Ek kan nie onthou nie. 10 jy was besig. Ek was so besig hierdie jaar gewees met stap. Ja, jy het gegooi ja. Dit was nogals 'n insane jaar gewees vir my. Ja. My vrou was ewen 'n aktrise in een van jou films. In een van my nuutstes. In sy finale film vir sy graad. Ja. Ja. Nee, hierdie uit job. Myne, ek kan eintlik nie so lekker onthou nie. Ja, dit was either nie belangrik genoeg nie of of het dit nooit bereik nie. Of ek het nooit bereik nie. Wow. Ja, ek dink dit was iets in die lyn van ek wil maar net mense help beter wees. Ja, dit was so iets. Iets in daai lyn en met uit die aard van die saak met my werk aan kind of happen. Ja. So dis hoe ek sê, ek dink rondom die studente wat ek hierdie jaar gehad het, was dit regtig massive blessing. Wow. En ek kan regtig sê dit het baie goed gegaan. En ook soos ek dink ons het ook baie mense ons het nou 'n paar voorbeelde genoem, ons het mense gehelp ook by die podcast. So as ek reg onthou van wat dit was, dink ek het dit ook gehaal. Dink as is okay, ja, sê dit gedoen. Ons het daar op een uit die 100 gehaal. Yes. Ek het nie my gym goals gehaal. Ja. Maar jy like dit. Jy's 'n spesie. Ek's 'n spesie. One of a kind specimen. Hierdie is hoe perfek lyk julle. Nee. Nee, so ek dink ek's regtig trots op waar ons kom het. Ons het die 20 merk gehaal. Ek dink dit was ook 'n stat gewees, ja, wat ons wou gebreek het. Dit was so major en ek kon dit nie onthou nie. Ja. Ons was so happy oor episode 3 en toe episode 10. En toe die nuutste episode hier en toe eventually raak net soos en dit doen ons nie. Dat is episode 20. Ja, ons is by episode 20. Ons sien alhoewel baie uit vir seisoen 2. Ja. Baie cool stuff. Ja, ons het eintlik nou die dag 'n chat gehou. So met Amok en Michiel en almal hier so om dalk 'n paar ander projekkies aan te pas. Ja, moet wag en kyk. Subscribe en sê. Maar Johannes kan nie 'n bevange episode eindig sonder jou random sportnuus nie. Ja. As ons dink aan bevange en hoe dit begin het, was dit 2 ouens in 'n kerkkamer wat chat oor stuff wat hulle love. Ja, en die grootste een daar was F1. En hoe kan ons afeindig 2024 afeindig sonder om F1 te chat, ouens? Yes. Ons moet net. Ruben, begin jy sommer. Julle McLaren het wel eerstens Verstappen het gewen die championships, die driver championships. 4 in 'n ry. En toe wen McLaren constructors, hulle die team trofeetjie gewen. Ek kan dit doen want die Max is nie meer hier nie. Damn it. Ja, so hy Ferrari moet wen. Ek het regtig hoop. Ek was 'n baie groot Norris fan. En toe? Is nie meer nie. Ek like hom nie. Hy's 'n Brit, ou. Hy's 'n Brit. Nee, so Formule 1 was baie cool hierdie jaar gewees vir die cool seisoen. Dit gedink het gaan silly season wees en dit was nogals goeie ene. Ja, almal het gedink Red Bull gaan nou weer net amazing is en toe was hulle nie. Perez wat single-handedly die constructor verloor het vir. Ja, dit moet daar wees. Jou spanmaat wen die hele ding en jy kan agterkom. Maar Red Bull het hom uiteindelik laat gaan. Of hy het geloop. Either or, hy is nie die announcement nog kom. Dis nog nie official nie.
Sover ek weet dit is. Is dit? Ek hoop so. Ja. Confirmation, dis official. Dis so lekker om Lekker. nog mense in die studio te hê wat ons goed kan uitvind terwyl ons Ja, ons research team. Ja, terwyl ons maak of ons weet waaroor ons praat. Ja. So Red Bull het baie gesê vir Checo Perez, die Minister of Defense. Hy kon nie sy title of sy seat defend. Nee, dit is verby. McLaren champions eerste keer van 1998 af. Oh, die jaar dat ek gebore is. Hulle het in 26 jaar lol. dit nie gewen. Dit is nog voordat jy gebore is. Dis pre-Ruben. Pre-Ruben. Toe ek nog saam met pa in die oorlog was. Ja. Ons moet weer 'n plan maak om dames op die show te kry. Ons raak te sienkierig. Te siekie podcast. Ja, verder. So nee, F1 seisoen was baie goed. Ek sal dit vir volgende jaar. Ja, 'n paar nuwe drywers. Kimi Antonelli die tweede koms van Michael Schumacher. Die tweede koms. Ja, Ek dit tog is is hulle Mick sê. Schumacher. Ja. Ons het nooit gehoop, maar Ons het gehoop. het nie gebeur nie. Ek het baie gehoop. Baie rookies wat opgaan nog. In my kop voel dit vir my Lawson tel tegnies nog as 'n rookie. Ja, Hy- ja, doen. Hy het nog 'n paar se die Argentyn vir Williams, Colapinto. Colapinto. Is nog 'n rookie, dan kom Kimi in. Belotti. Is dit hy gaan by wie gaan hy ry? Hy het nou F2, hy het die F2 gewen. So, hy Wat sy naam? ek dink hy gaan vir Sauber ry Probably, ja. en dan Duan. Sam die Hulk. Ja, Duan is dit Duan. Wie gaan hy vir Alpine? Jack Doohan, ja. Duan. Ja. Ja, vir Alpine. Cheers Esteban Ocon. Yes. 10 points penalty vir Ocon. Ja, is klaar. Dankie. Baie. Ons het al ontslag geraak van een Fransman, eenhoor. Wanneer boys, wanneer? Let's go. Ja, so baie interessant. Bottas maak klaar. So ons het hierdie jaar 2 Aussies verloor, hè. Eerste Danny Rick en nou Bottas. So hy gaan blykbaar reserve driver vir Mercedes wees. Sense. Ons vind maar. Hy was goed geweest. Wat moet na Red Bull kyk wat hy doen. Red Bull moet Alonso kry. Ja, Ek dink Alonso moet net. o, dink jy is klaar. Hy besit soos helfte van Aston Martin se span. Besit. Ja. O, Soos is dit wat dit gevat het om hom aan boord te om kry? hom daar te kry. Verkoop die hele span aan hom. Ja, Stroll kan gaan. asseblief. Hy gaan nie. Maar sy pappa besit die span. Ja. So Yay! Stroll. Haas gaan 'n nuwe line-up hê met Beeman wat inkom en iemand. Ek weet nie, ek worry nie oor Haas nie. Ja, nee maar Ek haat hulle mos. ons almal weet Ruben nou nie van Haas nie. Dis my favorite span. Least favorite span. Exactly. Ja. Maar ja, So Formule 1 daar was goeie nie jaar. een nuus gewees. Ja, ek dink soos ek sê, ek dink 2024 all-round was regtig eintlik goed. Ek bedoel 3 keer Du Plessis, Die bokke. UFC champ, die bokke was ongelooflik. Was nog 1000 sportgoed wat deur die jaar gebeur het. Power Slap Championship. Dit is Suid-Afrikaner dit ook gewen. Ek dink so. Het hy nie. Hy het baie ver gekom. Tweede gekom. Ja, Ons kan die tweede hardste klappe. Die vraag is uitdeel. net, is hy 'n boer uit Bloemfontein uit of kom hy in die moot uit? Ek dink Is dit 'n moothond? dis hy. Nog 'n moothond. Ag, die moot. Ja, so nee, ek dink sien baie uit vir die nuwe jaar. Nuwe dinge. 2024 was regtig 'n goeie jaar. Baie geleer, baie gegroei. Ek dink nie net in die podcast nie, ek dink overall. En soos ek sê, met die meeste mense wat ek gesels 2024 was meer beter as sleg. Ja. En dit is goed om te weet. Dis die eerste keer in 'n lang rukkie wat ons kan sê, hey, Dis dit is 'n goeie jaar. Ja. Dit is 'n goeie jaar. 2024 was my jaar gewees. Was jou jaar. Nou vir 2025. Dames Nuwe jaar, nuwe jy. Ja, wow. Nuwe jaar, nuwe jy. Ja, dit Oh, Sien. Gaan Ruben 'n meisie kry soos ons nou hoor hier. ek Ons sal maar sien. ons moet in die nuwe jaar die 3de mic net vir Michiel gee dat hy net Dat hy net kan dat kommentaar die kykers net beter kan hoor wat hy Ja, sê ja. want sy kommentaar is so goed.
So goed. Hy adlib nou al. Ja. Sien, het vat een episode gevat. Ons moes eintlik En hy maar sê- 'n derde maandjie gehad het. Ja, ons moes. Ek en Ruben het so in die kar gepraat. Die Nee. dag wanneer hy 'n dame aan sy sy het, Soos hy hier sit. dan gaan ons haar inkry en ons gaan dit announce op die show. Ruben het 'n meisie gekry. Ja, julle. Woe. Dit mag dalk nader wees as wat ons weet. Sal maar sien. Maar miskien binne die Soos volgende, loopie dinge. ja, miskien die eerste episode in die nuwe jaar. Miskien die eerste episode in die volgende jaar. Ek weet nie. Ons sal sien. Ons weet nie wat die lewe. As ons Ruben aanvang. Nou dadelik. Nou. Ek gaan koffie nou. Nee, en ek dink net die laaste ding van my kant af is om dankie te sê vir die kykers. Vir elke een van julle Ja. 118 subscribers. Wow. Ons het dalk hierdie podcast begin doen net van dis lekker, maar nou doen ons dit al vir julle. Wow. Ek voel, julle kan vir Ruben vra, ons voel legit sleg as ons 'n episode laat uitsit, want julle kyk, mooi. julle wag in antisipasie. Afwagting. Ruben, is die hoe regte baie woord. ongeduldige boodskap het jy Baie. al hierdie jaar by my gekry? O, by jou. O, Ja. baie. Ruben, wat was die episode? Ruben, hoe lyk die edit? Nee, ek weet nie, vra jouself vir Michiel. Ruben, is die studio gereël? Ruben, dit, Asof hy dit nie self kan reël nie. ek kan dit tegnies self reël. Ek kan. Maar, Gaan ons nou konflik hanteer? so dis hoe ons die bevange episode, seisoen 1 gaan eindig. Ons gaan nou boks fight. geveg. Ja, hier's eintlik soos 'n boksring net aan die ander kant van die studio. Ja. So ons gaan nou daar gaan inklement van. Ek is bang Michiel rol my. Hy sal my. Nee, maar hy mag nie deelneem nie. Hy moet Okay. ref. Okay, cool. Dis tussen my en jou. So nee, Ruben, dankie vir jou Dankie vir vir jou, Johan. Dit was baie baie lekker. lekker 2024. Julle kan uitsien vir seisoen 2. Wow. Ek dink ons gaan dit so titel. Seisoen 2. Official. Anders raak dit Gaan ons oorbegin episode 1. weet nog nie. 2. Julle moet besluit. Laat weet Drop ons in een die comments. Ek Of dink stuur jy my 'n boodskap as jy dit kan. ja. Julle al 100 van julle ken ons 10 in persoonlik, so Ja. WhatsApp my maar. Doen nie my nommer op comment nie asseblief. That's all I need. Maar ja, tot volgende jaar. Ja. Geseënde Kersfees, gelukkige nuwe jaar. Wees soet, wees veilig. Johan, vir 'n laaste keer. Waar kry ek jou op sosiale media? Ruben, vir 'n laaste keer in 2024. Is dit Johan Holtzap op Instagram. Johan met 2 N'e, HOLZAPFL. Ingeoefen. Ruben, Wow. waar kry ons jou Jy kry my op sosiale media? Ruben_VV_film. Gaan volg vir bevange podcast. @bevange podcast. En @Amok Studios. Volg almal. En ons sien julle vir 'n volgende laaste jaar. keer kom er eens af en doen dit.